Ons raak stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hier saam kan wees op hierdie laaste aand van ons Pinksterbidure. Ons kyk terug oor 'n week, Here, waarin U Heilige Gees in die besonder aan ons bekend gestel het deur U woord en ook deur sy kragtige werking in ons lewens. Ons dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om in hierdie afgelope week te kon besin oor belangrike onderwerpe waaroor ons nie dikwels praat nie, maar waaroor ons baie keer wonder. Ons dankie, Here, dat U niks vir ons verborge hou nie, maar dat U ook die dieper dinge van U woord deur U Gees aan ons bekend maak. Dankie dat ons die voorreg het om U deur U woord te leer ken en dat ons nie hoef te twyfel in ons nadenke oor U nie, omdat U woord gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is en dat dit onfeilbaar is. En daarom kan ons lewens en dit wat ons glo en hoe ons na die wêreld kyk, bou op U woord wat ewig is. O Drie-enige God, ons kom vanaand voor U en ons aanbid U. Ons eer U, omdat U in U drie-eenheid genade aan ons bewys. As Vader ontferm U oor ons en versorg U ons elke dag, na liggaam en na gees. As Seun, Here Jesus, is U ons verlosser en ons saligmaker, die een wat ons vrygekoop het uit die kloue van Satan en die dood, sodat ons as nuwe mense kan lewe. En as Gees het U hierdie lewe in ons moontlik gemaak. Het U Christus in ons harte ingebring, sodat hy ook in ons lewens sigbaar kan wees. Dankie dat U Gees ook heiligmaker is, trooster is, die een wat ons herinner aan alles wat ons Here Jesus ons geleer het, die een wat ons ook gereed maak vir die bruilof van die Lam. Ons bid nou oor die enige God, dat U aan ons genade sal bewys, dat U barmhartig oor ons sal wees, en dat U ons sal seën in ons saam wees. En dat U ons nadenke vanaand en ook die verkondiging uit die woord uit ryklik sal seën, sodat die saad op goeie grond sal val. In Jesus se naam. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons sing saam, Gesang 28, die baie bekende, Kom dank nou almal God. Ons gaan al die verse daarvan sing. Vers 3, lof eer sing ons voor God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en Gees. Dominee Pieter het gisteraand gesê, die drie-eenheid is betrokke by al die aspekte van die werk van die drie-enige God. Party is meer prominent op sekere terreine, maar al drie is betrokke, en hier sing ons dit ook vanaand. Ons sing voor God, ons eer hom, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Kom ons sing al drie die verse tot lof van die Here. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit
bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Enige God ons roem, die krag en majesteit, o Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Broers en susters, moet maar vir Lienke vergewe, dit is nie haar skuld nie. Iets is nie lekker vanaand nie. Ons weet nie hoekom hulle nie lekker saamwerk nie. Hoopelik sal sy hom regkry so deur die loop van die aand. Hier is ons nog boekies, as iemand 'n boekie wil hê, as ons nou saam sing, dan kan julle van die boekies gebruik maak. So steek maar net 'n hand op. Oom Pieter hulle hierso, oom Pieter hulle voor. En as ek nou net ook mag sê, broers en susters, dit is hoekom ons die kerklied by die huis moet sing. Dit is hoekom ons hom moet ken. Maar daar is nie altyd 'n bord nie. En as daar is, dan werk hy nie altyd saam nie. Dan moet ons hom kan sing. Goed, so vanaand is ons tema die verskil tussen sonde teen die Heilige Gees en om die Heilige Gees te bedroef. Ons gaan hoofsaaklik fokus op sonde teen die Heilige Gees. Ek gaan wel kortliks aan die einde net die verskil met die hele gedagte van om die Heilige Gees te bedroef ook verduidelik, sodat ons net verstaan wat die verskil is. So vir vanaand se skriflesing kan u oopmaak by Markus 3. Markus 3, ons gaan saam lees van vers 20 af. Markus 3, ons lees vers 20 tot 30. En hulle het in 'n huis gegaan en 'n skare het weer saamgekom sodat hulle selfs nie brood kon eet nie. Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het gesê, hy het Beelzebul, en deur die owerste van die duiwels dryf hy die duiwels uit. En hy het hulle na hom geroep en vir hulle deur gelykenisse gesê, hoe kan die Satan uitdryf? En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. En as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man boei nie, en dan sal hy sy huis beroof. Voorwaar ek sê vir julle, al die sonde sal die mensekinders vergewe word, en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. So ons kry reeds 'n aanduiding in hierdie laaste sinnetjie wat ons saam gelees het, want dit begin met 'n redegewende voegwoord, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. So hou dit so in die agterkop, sal bietjie nou daarna toe terugkom, maar die twee teksverse dan vir vanaand is verse 28 en 29, voorwaar ek sê vir julle, al die sonde sal die mensekinders vergewe word, en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. En dan wil ek net 'n enkele vers vir ons laat lees uit Efesiërs uit. Efesiërs
4 vers 30. Jy kan maar sommer luister ook net. Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. So hier kry ons die gedagte daarvan, dat ons die Heilige Gees kan bedroef. Sonde teen die Heilige Gees, die enigste onvergeeflike sonde waarvan die Bybel praat. Die groot kerkvader Augustinus het hierdie sonde genoem Grande Secretum, die groot geheimenis. En dit is maar in 'n mate nog steeds so vir ons nie waar nie, die feit dat ons vanaand hier sit en dat ons weer 'n keer en gereeld, wanneer ons bymekaar kom, sal die dominee of 'n ouderling of so die vraag kry, wat beteken dit om te sondig teen die Heilige Gees? Dit maak nie saak hoeveel keer jy dalk al 'n verduideliking daaroor gehoor het nie. Partykeer vergeet ons dit, partykeer is dit net asof ons net weer wil sekerheid kry, hoe moet ek dit nou weer verstaan? En ander kere is dit net asof die verduideliking dalk nie so is dat dit regtig vir my oortuig en ek rustig kan wees daaroor dat ek nie teen die Heilige Gees gesondig het nie. Nou as 'n mens die teksverse oor sonde teen die Heilige Gees lees, dan is dit tog asof daar iets geheimsinnig aan dit is. Want as ons aan God se karakter dink, dan dink ons altyd aan hom as 'n barmhartige God, 'n God wat aan ons genade bewys, 'n God wat ons sondes vergewe. So as 'n mens ook dink oor iets soos sonde teen die Heilige Gees as die enigste onvergeeflike sonde, dan kom daar ook vrae by 'n mens op soos, vergewe God dan regtig al ons sondes? Of het die Here Jesus dan nie vir al ons sondes betaal nie? Hoekom sal daar een sonde wees wat nie vergewe kan word nie? Nou, as 'n mens 'n bietjie gaan nalees in die verskillende verklaringe oor wat word bedoel met sonde teen die Heilige Gees, dan kom jy agter mense wonder daaroor en die onsekerheid sien jy in die verskillende verduidelikings wat 'n mens baie keer lees. Natuurlik is daar 'n hoofstroom verduideliking en wat deur die kerk deur die eeue heen eintlik gehandhaaf is, maar daar was al pogings gewees om dit ook anderster te verduidelik. Sommige mense het al probeer om laster teen die Heilige Gees aan die 7de gebod te verbind. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Dis dalk 'n interessante verklaring, maar die redenasie is gegrond op 1 Korintiërs 6 vers 18 en 19, waar Paulus skryf dat die liggaam van die gelowige is die tempel van die Heilige Gees, die woonplek van die Heilige Gees. Nou is die redenasie, maar as dit die woonplek is van die Heilige Gees, en jy pleeg oorspel, of jy is ontrou, of jy verontreinig jou liggaam, dan sondig jy teen die Heilige Gees. Losbandigheid is dan gelyk aan sonde teen die Heilige Gees. So word geredeneer. Maar ons weet, want 'n belangrike beginsel van skrifverklaring is altyd dat ons die skrif met skrif vergelyk, want die skrif sal nie 'n spesifieke waarheid op een plek vir ons gee en dit op 'n volgende plek in die Bybel weerspreek nie. Dit sal dit verdiep, dit sal dit verder verduidelik, dit sal dit bevestig, maar dit sal nooit teenstrydig met mekaar wees nie. So die oomblik as jy ook, broers en susters, sommer net as 'n algemene reël vir jou eie Bybelstudie, as 'n mens Bybel lees en jy lees iets in die Bybel en jy probeer sin maak van wat die Here vir jou daar gesê het, dan is 'n belangrike vraag om vir jouself af te vra. Is my verstaan, is hoe ek hierdie stukkie nou vir myself verduidelik, kom dit ooreen met die res van die boodskap van die Bybel? Want dit is die regulatoriese beginsel vir skrifuitleg. So dis die manier hoe jy jouself kan reguleer en seker maak. Ek is nie nou besig om net my eie idees hier in die Bybel in te lees nie. Ek is regtig besig om
te verstaan wat die Here vir my sê. So hoe weet ons as ons skrif met skrif vergelyk dat hierdie verklaring van sonde teen die Heilige Gees nie reg kan wees nie, want ons lees op baie plekke in die Bybel van mense wat oorspel gepleeg het. Dink byvoorbeeld aan Dawid, seker die bekendste voorbeeld van iemand wat oorspel gepleeg het, en tog het God hom genoem 'n man na sy hart. As hy sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, dan dink ek nie sou dit die uitspraak gewees het wat God oor Dawid gelewer het nie. Verder, broers en susters, is daar ook pogings al aangewend om dit met die 3de gebod te verbind. Jy mag nie die naam van die Here jou God ydelik gebruik nie. Nou, in 'n sin is daar iets in hierdie verduideliking, maar ek gaan nou nie te veel uitbrei daarop nie. Kom ek net verduidelik. So in die Heidelbergse Katekismus, as ons gaan lees, die Katekismus gee ons 'n verduideliking van al 10 die gebooie, en wanneer dit by die 3de gebod kom, dan sê die Katekismus dat daar geen gebod is, of geen sonde is, wat God meer vertoren, met ander woorde, wat hom kwaader maak, as om sy naam ydelik te gebruik nie. So mens kan verstaan dat daar 'n verband getrek is tussen sonde teen die Heilige Gees en die oortreding van die 3de gebod. Dis asof die skrywers 'n subtiele verbintenis wou uitwys daardeur toe hulle gesê het, daar is geen gebod wat God meer vertoren as die oortreding van die 3de gebod nie. Maar as ons net na ons teksgedeelte gaan kyk om te sien, dan kan ons sien dat dit nie regtig kan werk nie. In vers 28 staan daar, al die sonde sal die mensekinders hulle vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Om God se naam ydelik te gebruik is 'n vorm van lastering. So hier word 'n onderskeid getref, nee, al die sondes en selfs die lasteringe wat mense mag uitgespreek het, maar dan kom die onderskeid nog steeds tussen lastering en sonde teen die Heilige Gees. So dit lyk tog asof die Here Jesus die twee ook van mekaar skei in hierdie gedeelte. Die oplossing is dus nie so voor die hand liggend nie, maar dit is ook nie so moeilik om raak te sien nie. Wat wel interessant is, broers en susters, is dat ons eers so bietjie moet in die Ou Testament gaan kyk. En net 'n bietjie agtergrond kry uit die Ou Testament uit, dan sal ons baie mooi en miskien baie makliker verstaan wat die Here Jesus hier bedoel. Die geheimenis oor die sonde teen die Heilige Gees verdwyn baie vinnig as mense dit lees in die agtergrond van die hele geskiedenis van Israel en sy uittog uit Egipte. En u sal dalk nou wonder, wat het dit te doen met sonde teen die Heilige Gees? Maar bly so 'n bietjie by my of saam met my. My vrou gaan nou sê ek vertaal heeltemal te direk. Ek probeer eintlik maar net sê, hou net kop, maar ek gaan u saam met my saam deurvat en dan gaan u dalk beter begryp wat ek wil sê. Dwars deur die Nuwe Testament, en u sou dit al agtergekom het as u die Nuwe Testament lees, dat die uittog gebeure is nie maar net vir die Bybelskrywers 'n historiese gebeurtenis nie. 'n Stuk geskiedenis wat opgeteken is en wat maar net vir ons leer wat het gebeur en hoekom het dit gebeur ensovoorts nie. In 'n sekere sin is die hele uittog 'n groot preek, as 'n mens dit so kan sê. Die hele uittog beeld vir ons iets geestelik ook uit. Dit beeld iets uit van dit wat elkeen van ons beleef in ons lewens. Slawerny, verlossing uit slawerny, 'n woestyntog, op pad na die beloofde land, uiteindelik die waters van die Jordaan wat oopgebreek word sodat ons kan ingaan in die beloofde land. In Handelinge 7 vers 38 word die volk van die Here wat uit Egipte gelei word, byvoorbeeld die kerk van die Here, sy gemeente genoem. So Handelinge, die Nuwe Testamentiese Bybelskrywers leer vir ons hoe moet ons kyk na 'n stuk geskiedenis, oënskynlik net geskiedenis in die Ou Testament. Hulle sê jy moet meer sien. Die Here het meer bedoel as om net vir julle historiese feite te laat opteken. Selfs in Hebreërs word die volk in die woestyn voorgestel as die kerk van God. Petrus gebruik selfs die deurtog deur die Rooi See
as 'n heenwysing na die doop van die gelowige. Verder is dit ook belangrik dat 'n mens sal begryp dat Jesus Christus deur die skrywers van die Ou Testament geteken word en in die Nuwe Testament ook as 'n tweede Moses. God self het al vir Moses hiervan vertel in Deuteronomium 18 vers 18 waar ons lees: 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. So wat die Here vir ons alreeds daar sê, is daar gaan een kom soos jy, Moses. So as ons iets van die Here Jesus reeds in die Ou Testament wil agterkom en solank 'n voorsmaakie van hom wil kry, dan moet ons kyk wat het Moses gedoen, want Moses se optrede beeld iets uit van dit wat die Here Jesus uiteindelik sou kom doen. In die verband is dit baie interessant om te sien hoe Matteus byvoorbeeld, hy sy inligting in sy evangeliebeskrywing rangskik, sodat hierdie ooreenkoms tussen dit wat Jesus sou kom doen het, dit wat Moses gedoen het, dit wat in Egipte en tot by die beloofde land gebeur het, sodat iets daarvan in sy evangelie na vore kom. Ek weet nie of u dit al agtergekom het as u die boek Matteus lees nie. Eerstens word die Here Jesus gebore en daar's 'n kindermoord. Herodes wat die seentjies wil doodmaak. Dan vlug Christus saam met sy pa en ma na Egipte toe en hy word uit Egipte uitgeroep terug na Kanaan toe. Matteus 2. Daarna gaan die Here Jesus deur die water met sy doop soos Israel deur die Rooi See gegaan het. Na sy doop word hy in die woestyn versoek vir 40 dae, soos wat Israel vir 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf het, Matteus 4. En dan in Matteus 5 kry ons die bergpredikasie waarin die Here Jesus die wet van die koninkryk van die hemele aan die mense kom gee, soos wat God by Sinaï die 10 gebooie aan sy volk gegee het. So daar's duidelike parallelle te trek tussen hierdie twee groot gebeurtenisse in die Bybel. So as 'n mens nou hierdie agtergrond het, geliefdes, dan maak dit vir ons makliker om die uitdrukkings wat die evangelieskrywers gebruik te verstaan en die prentjie 'n bietjie beter te begryp. As ons kyk na die gedeelte wat ons saam gelees het, dan sien ons dat die Here Jesus in hierdie gedeelte deur die Fariseërs daarvan beskuldig word dat hy in die naam van Beelzebul, die owerste van die duiwels uitdryf. Waar hierdie gedeelte dan op 'n ander plek in Lukas beskryf word, gebruik Lukas die uitdrukking deur die vinger van God uitgedryf word. Nou die uitdrukking vinger van God word baie spesifiek gekies. Hoekom? Want ons kry dit ook in die Ou Testament toe Moses voor Farao die wonders gedoen het om hom te oortuig om die volk te laat trek. Toe wou Farao ook nie die werk van God erken. Hy wou nie God erken as die een wat hierdie dinge doen nie. Maar Farao se towenaars het vir hom gesê, Eksodus 8 vers 19, dat dit die vinger van God is wat hierdie wonders gedoen het. Maar Matteus skryf weer in hoofstuk 12 vers 28 dat die Here Jesus sê dat hy deur die Heilige Gees die duiwels uitdryf. Goed so, die een evangelieskrywer sê dit is deur die vinger van God. Die ander een sê dit is deur die Heilige Gees. As ons dan die beginsel gebruik om skrif met skrif te vergelyk, en ons bring hierdie twee parallelle gedeeltes bymekaar uit, wat elkeen maar net twee persone se weergawes van dieselfde gebeure is, dan kry ons meer inligting, dan kan ons die afleiding maak, dat die uitdrukking deur die vinger van God 'n sinoniem is vir deur die Heilige Gees. So waar die uitdrukking deur die vinger van God gebruik word, is dit 'n verwysing na die werk van die Heilige Gees. Jesus sê dus, ek het die bose gees deur die Heilige Gees uitgedryf.
Die verlossingswerk wat Jesus Christus bring, word deur die Heilige Gees gerealiseer. In ander woorde, dit word deur hom 'n werklikheid gemaak. Maar dit gaan oor meer as net dat dit die Heilige Gees is wat aan die werk is, geliefdes. Dit gaan ook oor die soort werk wat gedoen word. In die Ou Testament word die term hand van die Here, of baie keer sy uitgestrekte arm of sy reddende regterhand, jy sou al hierdie uitdrukkings gelees het in die Ou Testament, as 'n afwisseling gebruik vir die term vinger van God. In Eksodus 3 vers 19 en 20 lees ons, maar ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. Ek sal my hand uitstrek en Egipte met al my wonders tuister wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy julle laat trek. Ek sal my hand uitsteek. Maar die towenaar sê, deur die vinger van God het al hierdie dinge gebeur. So hier kry ons weer 'n soortgelyke uitdrukking wat eintlik na dieselfde ding verwys. Oral in die Ou Testament lees ons dat die Here sy volk deur sy uitgestrekte arm en reddende regterhand verlos. So nou het ons 'n sleutel. En jy moet dit nou verstaan. Ons het nou 'n sleutel uit die Nuwe Testament uit wat vir ons daardie beeldspraak in die Ou Testament eintlik oopsluit, nie waar nie? Elke keer as ek lees van God se reddende regterhand, sy uitgestrekte arm, die vinger van God, dan verwys dit na die werking van die Heilige Gees. Dit te doen met die verlossende werk van God, maar spesifiek in die persoon van die Heilige Gees. En blaai saam met my na Jesaja 63 toe. Jesaja 63 vers 11 tot 14. En luister ook in hierdie gedeelte, hoe word die uitdrukking die hand van die Here en die Gees van God afwisselend gebruik. Toe het sy volk gedink aan die dae van die ou tyd van Moses. Waar is hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde? Waar is hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het? Wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses, wat die waters voor hom uitgekloof het om vir hom 'n ewige naam te maak. Wat hulle deur die watervloede laat trek het soos 'n perd deur die woestyn sonder om te struikel. Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die Here hulle na rus gelei. So het u volk gelei om vir u 'n heerlike naam te maak. So, u kan nou ook hoor hier, hoe word die Gees van God afwisselend gebruik met die hand van die Here. Nou weet ons, geliefdes, dat in die Ou Testament die volk van die Here ook by meer as een geleentheid, maar in die besonder by Meriba, gemurmureer het, teen God in opstand gekom het. Nou die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuaginta, vertaal Meriba selfs met waters van lastering. Waters van lastering. Die volk het in opstand gekom teen die reddende krag van God. Die volk het in opstand gekom teen die werk van sy Gees. Want onthou, dit was nou wat besig was om hier te gebeur. God se Gees was aan die werk met sy volk gewees en die volk kom in opstand daarteen. Hulle sê ons soek dit nie. En soos wat Israel by Meriba vol ongeloof gevra het of God werklik in hulle midde is, of hy regtig hulle verlosser is, so weier die Jode en die Fariseërs ook om die reddende krag van God, die vinger van God, die Heilige Gees se werk te erken wanneer Jesus daarmee die duiwels uitdryf. Christus dryf die duiwels uit, maar hy doen dit deur die Heilige Gees. Wat doen hulle? Hulle skryf dit eerder toe aan Beelzebul. En dit is hoekom ek sê, daar is tog 'n bietjie van 'n verband tussen die 3de gebod en sonde teen die Heilige Gees. Nee. Want dit is, om te laster is om God se naam onnadenkend te gebruik, of om God se naam dan ook toe te skryf, of toe te dig, of te gee vir iets of iemand anderster as hy self, asof dit God is.
Geliefdes, die Here Jesus sê dat sonde teen die Heilige Gees, in ander woorde, wie weier om die reddende krag en werking van God te aanvaar, wie die boodskap van verlossing wat deur die woord en deur die Gees aan ons verkondig word verwerp, hulle sal soos Israel wees, hulle sal die beloofde land nie ingaan nie. So kan u nou begin agterkom waaroor gaan sonde teen die Heilige Gees. Wat is die werk van die Heilige Gees? Dis God se reddende werk. Dis God se verlossingswerk. Hy doen dit deur sy knegt, Moses is sy knegt in die Ou Testament wat die verlossing bemiddel, maar sy Gees is die een wat die verlossing realiseer en dit 'n werklikheid maak. Maar die volk sê by Meriba, ons wil dit nie hê nie. God sê, julle sal in die beloofde land nie ingaan nie. As jy weerstand bied teen God se verlossende werk deur die Heilige Gees, is jy besig om te sondig teen die Heilige Gees. En hierdie sonde word die onvergeeflike sonde genoem. Omdat die een wat hierdie sonde pleeg nie net die werk van die Gees weerstaan nie, maar wat doen jy as jy hierdie sonde pleeg? Jy ontken die werk van die Heilige Gees, jy skop daarteen, nommer 1. Maar wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom en hy vat Christus se versoeningsoffer en hy pas dit toe in my lewe, hy maak dit effektief vir my. Kan jy vergewe word sonder die versoeningsoffer van Jesus Christus? Jy kan nie. So God het geen rede om ons te vergewe nie. Hoekom het hy rede om enige van sy kinders te vergewe? Omdat die offer van Jesus Christus toegepas is in die lewe van sy kinders. Geldig is vir sy kinders. Maar as ek sê ek wil dit nie hê nie, as ek sê ek stel nie belang in die verlossingswerk van die Gees nie, ek soek dus nie die offer van Christus nie, en ek soek ook nie sy Gees wat hierdie offer wil toepas in my lewe nie, dan het ek niks nie, op grond waarvan God my kan vergewe nie. Want God vergewe ons nie omdat ons mooi is nie, hy vergewe ons nie omdat ons soet is nie, hy vergewe nie omdat ons beter is as ander mense nie, hy vergewe nie ons nie omdat ons meer in die kerk kom en op die kerkraad dien nie, niks daarvan nie. Hy vergewe ons omdat die offer van Jesus Christus ons offer is, omdat die lewe van Jesus Christus ons lewe is. En dit word alleen my lewe deur die geloof. Geloof is 'n gawe van die Gees. So die Gees maak daardie dinge vir my 'n werklikheid. En as ek weier om dit te aanvaar, as ek daarteen weerstand bied, dan is ek besig om te sondig teen die Gees. Maar nou, broers en susters, is die vraag, wat is dan nou die verskil tussen mense wat miskien vir 'n tyd lank weier om die genadeboodskap te aanvaar en dit dalk tog later aanvaar? Want ons lees tog baie van mense wat eintlik 'n baie rebelse lewe gelei het en eintlik openlik gelaster het teen God en gesê het, ons wil niks met God te doen hê nie, ons wil nie in hom glo nie, ons dink nie hy is werklik nie. En dan kom sulke mense uiteindelik radikaal tot bekering. Dink aan Paulus, dis maar 'n goeie voorbeeld sommer uit die Bybel uit. Die Here Jesus klaar ook hierdie saak op in Lukas 12 vers 8 tot 10 as hy sê, en ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat 'n woord teen die Seun van die mens spreek, dit sal hom vergewe word, maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. Op die oog af lyk dit of daar nie 'n verskil is tussen die verloning van die Here Jesus en sonde teen die Heilige Gees nie, as 'n mens net so vinnig na dit luister nie. Want in beide gevalle draai die mens tog sy rug op God en die verlossing wat hy in Christus vir ons gee. Dis ook wat by Meriba gebeur het. Die volk het hulle rug gekeer teen Moses, God se verlossingsfiguur. Hulle het in opstand teen God se verlossingsplan en sy verlossingswerk gekom. Maar is dit nie snaaks nie, geliefdes, dat Lukas dan in vers 10 vir ons eintlik klink asof hy die ding herhaal nie. Nee, so
Hy sê, elkeen wat my bely voor die mense, sal ek bely neem, en elkeen wat my verloon, sal ek voor my Vader beloon. En dan sê hy, is dit asof hy dit weer 'n keer kom sê, sonde teen die Gees sal jou nie vergewe word nie. So die Here Jesus kom tref weer 'n onderskeid, want anders sou dit maar net 'n blote herhaling wees, wat nie vir ons sou sin maak nie. Ons kan dit dalk noem dat 'n mens ook verloon en verloon kry. Verloning kan tydelik wees, maar verloning kan ook permanent wees. So kan ons byvoorbeeld dink aan Petrus wat die Here Jesus verloon het. Nee? Maar hy het nie sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie. Hoekom nie? Want Christus het hom vergewe. Christus het hom in sy amp herstel, kort nadat hy opgestaan het uit die dood. Maar dan kry ons ook hulle wat volhardend teen die Seun spreek. Hulle wat volhardend teen hom in opstand kom. Hulle wat aanhou om die werk van die Seun aan iets of iemand anders toe te skryf. So, net so vir interessantheid, 'n interessante vorm, 'n moderne vorm van sonde teen die Heilige Gees, sal byvoorbeeld wees, wanneer iemand radikaal tot bekering kom, en 'n ongelowige persoon probeer dit sielkundig verklaar. Dis sonde teen die Heilige Gees. Want so iemand skryf die werk van Christus deur die Gees toe aan een of ander sielkundige proses of gebeurtenis in so iemand se lewe. So hoe verskil dit dan nou van om die Heilige Gees te bedroef? Die woord bedroef, wanneer ons dit uit die Grieks uit vertaal, kan ons dit met verskillende Afrikaanse woorde vertaal, maar wat nogal die betekenis daarvan eintlik mooi na vore bring. Bedroef is eintlik ook 'n baie goeie Afrikaanse woord daarvoor. Ons sou kon sê om die Heilige Gees te bedroef is om hom hartseer te maak. Dis die primêre betekenis van die woord, maar verder kan dit ook beteken om hom te beledig of om in die gesig te klap. Dit hou die gedagte in van om pyn te veroorsaak of om iemand te verneder. In hierdie gedeelte, Efesiërs 4 vers 30, noem Paulus 'n hele paar dinge wat die Efesiërs gedoen het, wat die Heilige Gees bedroef het, wat hom seer gemaak het, hom verneder het en selfs vir hom 'n belediging was. Hy noem goed soos leuns, woede, wat sondige gedagtes of optrede tot gevolg het en vir die duiwel 'n vatplek gee, diefstal, vuil taal, gevloekery, bitterheid, toorn, mense wat op mekaar skree, mekaar beledig, losbandigheid, sedeloosheid, gierigheid. Dis alles dinge wat teen die grein van die Heilige Gees ingaan en hom bedroef. En uit die dinge wat Paulus dus hier noem, is dit duidelik dat enige vorm van sonde die Heilige Gees bedroef. Paulus kon uiteraard nou nie al die dinge noem nie. Hy gee net enkele voorbeelde, maar die punt is duidelik. As jy iets doen wat teen die wil van die Here is, dan is jy besig om die Heilige Gees te bedroef. Dit beledig die Heilige Gees, want dit beskadig en dit werk teen dit wat hy besig is om in jou te doen as 'n gelowige. En as 'n mens verstaan wie die Heilige Gees is, geliefdes, as 'n mens sy beeld ken, dan sal jy ook verstaan waarom hierdie dinge hom hartseer maak. Vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. As jy dit letterlik vertaal staan daar, en bedroef nie die Gees, die Heilige van God nie. So daar word klem gelê op sy heiligheid, op sy andersheid. En sy droefheid lê daarin dat dit vir hom 'n vernedering. Dit is soos iemand wat altyd met 'n spierwit kleed rondloop. En dit is wat hom mooi en aantreklik maak eintlik. En nou kom iemand daar verby en hy gooi modder op hierdie spierwit kleed. Dit is 'n vernedering vir daardie persoon. Daar's 'n stuk onwaardigheid daaraan wat nie pas by die Heilige Gees nie. En daarom bedroef dit hom. Wat ons moet weet is dat dit net gelowiges is wat die Heilige Gees kan bedroef. Ongelowiges kan nie die Heilige Gees bedroef nie. Ongelowiges sondig teen die Heilige Gees wanneer hulle volhardend die werking, die roepstem van die Heilige Gees by die verlossingswerk van Jesus Christus in ons lewens wil kom toepas verwerp. Maar hulle kan nie hom bedroef nie,
Want hy word slegs bedroef deur hulle in wie hy reeds is en wie se optrede dan afbreek doen aan sy karakter. Geliefdes, daar's baie vrae, baie verklaringe oor sonde teen die Heilige Gees, maar die woord van die Here is duidelik daaroor. Sonde teen die Heilige Gees is om die reddende krag van God volhardend te weerstaan wanneer hy dit deur sy Gees in ons lewens wil toepas. Dit is om Jesus Christus volhardend, met ander woorde, tot die einde van jou lewe te verwerp as verlosser. Dit vat deursettingsvermoë om verlore te gaan. Jy moet aanhou daarmee. Dit is nie een of ander geheime sonde waaroor ons versigtig moet wees en wat ons nooit sal weet of het ons dit gepleeg of het ons dit nie gepleeg nie. As jy 'n kind van die Here is, as jy glo in Jesus Christus, as die Gees geloof in jou lewe uitgestort het, kan jy nie sondig teen die Heilige Gees nie. Dit is die troos van die evangelie. Maar as jy dit verwerp, sal jy vir ewig verlore wees. As jy God se genade in Jesus Christus nie wil hê nie, gaan jy verlore, nie omdat sy genade nie genoeg is om jou te kan red nie, maar omdat jy sy genade wat reeds genoeg is, nie wil hê nie. Dit verskil daarvan om die Heilige Gees te bedroef. Om die Heilige Gees te bedroef is bloot om te sondig en eintlik sy beeld in my skade te berokken. Vir die eerste een, sonde teen die Heilige Gees, is daar geen genade nie. Maar vir die tweede een is daar oorvloed van genade. Amen. Daar's geleentheid vir vrae. Tiaan daar agter. Ek wil eintlik net 'n opmerking maak en ek dink dit is Frank Turok wat gesê het dat your faith isn't big enough to be an atheist. En ek dink dit verduidelik dit ook nogal mooi. Ja. Goed, ek kan maar net amen sê dit so. Nog opmerkings, vrae? Ek het 'n vraag as dit mag. Is dit ook sonde teen die Heilige Gees om ons het nou uit die stukkie uit wat Donnie gelees het ons gesien dat Jesus, of as ek dit reg verstaan het Jesus ook om die Heilige Gees se werk toe te skryf aan iets anders ook so beskryf. Is dit dan sonde om die heilsorde te verwerp in die sin van jy kom tot geloof uit jou eie uit. Dit is nie die Heilige Gees wat dit doen nie. Is dit ook sonde teen die Heilige Gees? Goed. Dit is nou dieselfde 'n soortgelyke vraag soos wat ons nou al eintlik 'n paar aande bietjie probeer beantwoord het. Is 'n goeie vraag, Boeta. Ek sal so antwoord. Ek dink daar's 'n verskil tussen iemand wat bloot uit onkunde nog nie verstaan presies wat met hom gebeur nie. En sy verwerping is nie 'n verwerping van die werking van die Gees nie. Wat tipies sal gebeur is, jy sal byvoorbeeld iemand kry wat sê, man, dit is nie die Gees wat in my, ek het besluit ek wil die Here dien. En ek het besluit ek wil glo, en ek het besluit ek wil 'n kind van die Here word. In 'n sekere sin werk Paulus nogal op hierdie manier met die Efesiërs. As jy die boek Efesiërs lees, hulle is klomp heidene wat tot bekering kom. En Paulus begin nie hy waarskynlik, ons lees in Handelinge, ons het ons nou die aand in Handelinge 19 gesien dat hy in Efese die evangelie verkondig het en dat hulle tot bekering gekom het en die Heilige Gees ontvang het. En dan skryf hy later aan hulle hierdie brief. En dit wat hy in die brief sê, is nie waarmee hy begin het toe hy die evangelie verkondig het nie. Maar nou, toe hulle reeds Christene is, toe verduidelik hy vir hulle, toe vat hy hulle in die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs en hy sê vir hulle, nou goed, nou dat julle tot bekering gekom het en glo
in Jesus Christus. Kom ek verduidelik vir julle hoe dit gebeur het. Want God het julle uitgekies voor die grondlegging van die wêreld, hy het die Heilige Gees aan julle gegee, die Heilige Gees het geloof in julle harte gegee, uit genade is julle gered, dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God ensovoorts. En dan sit hy vir hulle daardie dele uiteen. So, jy kan vir 'n tyd lank sou daardie Efesiërs teoreties nou eintlik kon sê, maar dis ons wat besluit het. Maar hulle het nie gesondig teen die Heilige Gees nie. Hulle onkunde kan nie sonde teen die Heilige Gees wees nie. Maar wanneer jy weet en die getuienis van die skrif is duidelik dat die Heilige Gees vir hierdie dinge verantwoordelik is, en jy dit dan steeds verwerp en sê nee, dit is nie die Gees wat vir my geloof gee nie, geloof is uit myself, dis omdat ek in 'n Christelike huis groot geword het, dit is omdat ek so baie die Bybel deurgelees het, dis hoekom ek glo, dis my prestasie, dan dink ek grens dit baie sterk aan sonde teen die Heilige Gees, want jy verwerp die werking van God en jy skryf eintlik dit wat hy doen aan jou eie vermoëns en optrede toe. Ek is bereid om nog 'n bietjie hieroor te gaan dink en so aan, maar ek dink daar is iets in om dit te sê, dat dit neig in die rigting van sonde teen die Gees. Nog iemand? Dominee, die Jode wat nou die Fariseërs en Sadduseërs en wie ook al wat nou vir Christus verwerp het en soos ek verstaan die Joodse geloof dit nou steeds doen, willens en wetens. Is dit nou sonde teen die Heilige Gees? Ja, solank as wat hulle in daardie ongeloof van hulle volhard en die genadeboodskap verwerp, is dit sonde teen die Heilige Gees. As jy in daardie volharding sterf, dit is die uitspraak van die skrif. So, daar is nie, gaan kyk 'n bietjie na die artikel wat Dominee Henry Skerman geskryf het, in die vorige boodskapper, ek dink dit was die Mei uitgawe, waarin ons bietjie oor die eindtye en oor hoe ons moet dink oor die 1000-jarige vrederyk en so aan. Daar's baie mense wat dink maar Israel gaan spesiale behandeling ontvang. Nee, asof hulle op 'n ander manier gered gaan word as wat ons, noem ons nou maar gewone gelowiges gered word. Asof God nou net wag totdat Christus terugkom en dan gaan hy op 'n spesiale manier. Nee, Israel word nog altyd gered op dieselfde manier. Israel as etniese groep. Maar daar is ook 'n verskil tussen Israel as 'n etniese groep en die term Israel as 'n uitdrukking wat verwys na God se volk, met ander woorde die kerk van die Here. En as etniese Jode kan hulle net gered word deur geloof in Jesus Christus. Deur ingeplant te word, skryf Paulus, in Jesus Christus. Goed. Nog vrae? Dankie Dominee Skalkes, baie sinvol vir my en dit help my nou ook om dit beter te verstaan. Die vraag wat ek het, kom eintlik van my vrou af, maar sy het gesê sy wil dit nie vra nie, sy is te bang om voor die mense te praat. Dit is oor 'n ander onderwerp, maar ook oor die Heilige Gees. So sy wou weet, mag 'n mens bid tot die Heilige Gees? Bid tot die Heilige Gees. Bid tot die Heilige Gees. Goed, dis 'n interessante vraag. Die Here Jesus, wanneer hy ons leer om te bid, leer ons om te bid, Onse Vader wat in die hemel is. Ek dink nie dit is verkeerd om tot die Heilige Gees te bid nie. Waar ek wel voor versigtig sal wees, en ek probeer altyd, as ons bietjie in die belydennisklas oor gebed praat, om vir die kinders te leer ook, en ons praat oor die drie-eenheid, en ons praat oor die verskillende terreine waarop elkeen van die drie-eenheid werk, om dan as jy dan bid oor 'n aspek van God se werk wat op een van hierdie terreine val, om dan spesifiek te bid tot daardie persoon van die drie-eenheid. Ek wil gou iets van interessantheid kyk. Ek gaan jou die vraag nou verder antwoord. Ek gaan net vinnig iets kyk.
So selfs Paulus in Efesiërs 3, wat ek nou vinnig kan dink aan 'n voorbeeld van 'n gebed, bid ook om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus. So daar's ouens wat baie ernstig is daaroor dat 'n mens met die Vader moet praat wanneer jy bid. Maar daar is 'n sin in waarin ek dink jy tog kan bid tot die drie eenheid in die sin. Jy bid tot die Vader, maar vir die werking van een van hulle. So Vader, ek bid dat U deur dat Jesus Christus se offer vir iemand versoening kan beteken, of ek bid dat U Gees sal stuur om die kerk te vernuwe of om iemand se lewe te heilig. Maar dit is waarvoor 'n mens wel moet versigtig wees is ook wanneer jy bid tot die drie eenheid dat 'n mens nie die arbeidsvelde vermeng nie. Ons weet hulle is al drie op al drie terreine betrokke, maar 'n baie goeie voorbeeld is Vader, ons dank U dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Nee, die Vader het nie vir ons aan die kruis gesterf nie. Die Vader het sy Seun gestuur. Die Seun het vir ons sondes aan die kruis gesterf. Dis wat ek bedoel met dat 'n mens moet seker maak, want dit kan verwarrend wees. Onthou net, ek sê nie die Here verhoor nie so gebed nie. Want die Heilige Gees vat ons gebede na die Vader toe, en wanneer hy dit vir die Vader aanbied, dan is dit volmaak, dan is dit soos wat dit moet wees, soos wat ons dit nie eers kon bedoel het nie. Maar dit is verwarrend wanneer ek sê nou maar in die openbaar bid, Vader, dankie dat U vir ons in die kruis gesterf het. Want dit klink teenstrydig, dit is nie hoe dit werk nie. So terwyl my vrou regmaak om my vas te vra, net dit, ek dink, ek het nou nie die vraag baie direk geantwoord nie, ek dink tog, ja, maar met versigtigheid. Ek sal dit eerder doen deur die Vader. Deur die Vader bid vir die werking van die Gees, deur die Vader bid want hy is uiteindelik die onderhouer, die voorsiener, die een wat gee, die een wat uitreik na ons toe. In die Ou Testament is hy altyd die een wat die inisiatief neem, en hy doen dit deur sy knegte wat verlossing bewerk, deur sy reddende regterhand en uitgestrekte arm ensovoorts, maar hy is die een wat die inisiatief neem. So ek dink altyd deur hom vir die werking van die ander lede van die drie eenheid. Is jy nou klaar? Ek voel bietjie anders hieroor. Ek wil net hoor of ek nou reg is. Ons bid dan en sê, ons bid direk tot Jesus. En sê, ons dankie Jesus of wat ook al. Ek weet van baie van die ouer mense wat nog baie gebid het, byvoorbeeld, o Gees van God kom vervul ons of wat ook al. So ek dink nie dis noodwendig laster of sonde nie. Nee, ek sê ook nie dit is verkeerd ja, maar mens nie. hoef nie noodwendig deur die Vader te bid om hulle aan te spreek nie. Nee, ek sou ook nie so ver gaan nie. Ek dink nie die patroon in die Bybel is om deur die Vader te bid. Dit is wat die Bybel vir ons openbaar, wat die skrif openbaar is. En ek sal net 'n bietjie, dit sal goed wees om 'n bietjie navorsing daaroor te gaan doen en 'n bietjie te gaan kyk na die gebede in die Nuwe Testament wat gebid is en wat vir ons opgeteken is, om te kyk wat is die aanspreekvorm wat in die gebede gebruik word. Want die belangrikste aanduiding bly nog steeds dit wat die Here Jesus ons geleer het. Hy het ons geleer om te bid tot die Vader. So ons bid tot die Vader op grond van Christus se versoeningswerk deur die krag van die Gees. Dankie Dominee. Met die afsluiting van Dominee se preek het Dominee gesê dit vat uithou vermoë om genade te. Maar is een van die sleuteldoktrine van Calvinisme nie juis dat die genade onweerstaanbaar in effek is nie? Nee, dit is so, ek het dit menslik gesproke bedoel, jy is heeltemal reg, dat die genade is onweerstaanbaar. Vir die wat God dit bedoel het. Vir die wat God dit bedoel het, hulle sal dit nie kan weerstaan nie. Maak nie saak hoe hard hulle probeer nie. Want die Dordtse leerreëls leer ook vir ons dat die Here ons harte wat so steen is, so klip is, kom vermurwe, dit sag maak,
Dat hy dit wat nie wou nie verander sodat dit nou wil, dit wat nie kon nie, nou kan. En in daardie opsig is dit onweerstaanbare genade. So is eintlik 'n pragtige uitdrukking van die gereformeerde leer om oor die genade van die Here te praat. Ek het dit bloot maar menslik bedoel om te sê, weet as jy menslik daarna kyk, dan vat dit nogal uithou vermoë in die sin van ek het maar net bedoel jy moet volhard daarmee totdat jy die dag sterf. Dan is dit sonde teen die Heilige Gees. So as ons menslik kyk na iemand, as ek nou 'n persoon A voor my staan en hy glo nie in Jesus Christus nie. En daardie persoon lewe vir 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar en hy verwerp Christus in daai 20 jaar. Nee, dan is dit nog nie noodwendig sonde teen die Heilige Gees nie. Kan wees. Maar dit is eers wanneer hy sterf in daardie ongeloof dat dit sonde teen die Heilige Gees is. Maar ek weet nie of hy uitverkore is of nie. Hy kan kort voor sy sterwe tot bekering kom en dan het hy nie gesondig teen die Heilige Gees nie. Hy het hom dalk verloon vir 'n tydperk in sy lewe en hom nie erken nie, maar as hy tot bekering kom, dan het hy tog uiteindelik erken dat die verlossingswerk van Jesus Christus deur die Gees in sy lewe is. Maak dit sin? OK. Daar is nog 'n vraag agter Henry. My vrou sê dankie. Nou weet sy. Nee, ek het net om die vorige punt nou net te belig. Dit is interessant, een van die mees bekende ateïste van die onlangse geskiedenis was Christopher Hitchens. Hy was 'n baie bekende joernalis gewees in die 1900s. En hy, nou net om die ding te illustreer van dit vat volharding om ongelowig te bly. Hy het later in sy lewe kanker gekry en hy het op die einde daarvan gesterf en tydens sy siekbed nou het hy spesifiek vir die mense wat nou na sy geskrifte en so dit gelees het. Hy was 'n baie ek weet nie wat die regte woord is vir hy is 'n volhardende ateïs, man. Die dinge wat hy geskryf het was lelike dinge oor die Christelike geloof. Baie kritiek gehad. En hy het baie volgelinge gehad en hy het kort voor sy dood toe sê hy vir hulle, as hy nou in hierdie laaste paar dae tot geloof kom, moet hulle net weet hulle moet hom nie ernstig opneem nie. En jy kon 'n ernstige vrees by hom beleef dat hy nou tot geloof sal kom. En hy wil nie, hy voel nee, hy kan nie. So dit is natuurlik, soos Dominee Skalk sê, as hy uitverkies was, sou hy tot geloof gekom het en daar's niks hy daaraan kan doen nie. Maar tog, hierdie man op sy siekbed wat al hierdie goed altyd skryf oor, julle wat glo in God, julle doen dit net omdat julle 'n maklike oplossing wil vind en goed wil voel vir die dag wat julle sterf. Kort voor sy dood sê hy, "Joh, ek dink ek gaan dit dalk probeer." En jy sien iets daarvan van hy moet volhard in sy ongeloof tot die einde ook om verlore te gaan, iets daarvan op 'n menslike vlak. Maar net 'n slotopmerking, daardie volharding beteken nie ek is sterker as God nie. Ek wil net hê ons met daardie gedagte, as die Here kan uit niks uit die aarde skep, hy kan uit die dood uit lewe bewerk en daarom is dit nie vir hom onmoontlik om enige iemand tot bekering te laat kom nie. So moenie die indruk kry dat ons probeer sê iewerster is daar 'n paar mense wat sterker is as God nie. Hy wil hulle graag red, maar hulle sê nee, hulle wil nie gered word nie. Goed, kom ons sluit af met dit. Ons kan nog gesels na die tyd. Ek gaan geleentheid gee vir 'n paar gebede. Kom ons sluit af vanaand. Linke, het jy reg? Goed, Gesang 229. Ons sing al drie die verse, Gesang 229.
Ons bid dat die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die kragtige en troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees. Amen.